Kom ons buig hoofde. Ons hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons môre hier kan saam wees. Saam as die kinders, saam as gelowiges, saam as mense wat in die genade leef. Hemelse Vader, dankie dat ons weet, U is hier teenwoordig, en ek wil bid, Here, dat U vir ons in hierdie oomblik by stilte uitbring. Dat U vir ons 'n oomblik gee waar ons kan kom stil raak in hierdie diens. Here, en ek wil bid dat dit 'n veilige stilte sal wees. Nie daardie irritasie stilte wat ek net wil dit oorkry en klaar kry en loop nie, maar 'n stilte waarin ek besef, God is hier, en ek wil by hom wees. Here Jesus, ons kom bid, Here, dis 'n snaakse seisoen, 'n seisoen waarin daar amper 1000 mm reën op 'n party plekke geval het, by ons 'n klompie reën geval het, daarom nie so baie nie, maar waar baie lande nog steeds water het wat uitloop, maar op ander plekke is dit al droër en het daar bitter min reën geval in die laaste tyd, en ons bid, Here, dat as dit U wil is, dat U vir ons reën sal gee, genoeg reën in Augustus en September. Here, ek bid vir die landbou, en ek bid vir elke jaar wat skynbaar net moeiliker raak om gewasse op die lande deur te kry en dan te verkoop en 'n prys te kry, kostes wat heeltyd klim. Ek bid, Here, dat U ons boere sal dra, maar so bid ek vir elkeen wat in 'n besigheid staan, elkeen wat na die ekonomie, na die rand, na die petrolprys, na alles kyk. Here, gee dat ons elke dag weer opnuut sal besef, U sorg vir ons. Dat ons keer op keer maar weer voor U sal neer lê en sê, Here, my lewe is in U hand, en dis 'n geloofstap elke maand. Ons bid dit in Jesus naam. Ons vra, Here, dat U self nou met ons sal praat. Amen. Vriende, uit 'n gesprek in ons gemeente, klompie mense wat gepraat het by 'n Bybelstudie, deel iemand met my dat hulle het gevra, nou maar vir die ouer mense wat by die Bybelstudie is, maar wat is dit? Hoekom kerk? Erediens? Wat is die belangrikste? En die terugvoer wat ek van hulle kry is, of wat die persoon met my toe deel is, die stilte. Ja, die musiek, die liturgie, die preek, al hierdie goed. Maar ek wil by 'n plek kom waar ek kan stil raak. Ek wil by 'n plek kom waar ek het nou die aand met mense gedeel dat ek self sukkel daarmee. Stilte as deel van hierdie pad om stil te raak is sentraal. Dit is vir my absoluut, as ek dit nie meer reg kry nie, as ek vir x aantal dae nie reg gekry het om stil te word by die Here nie, dan voel dit of die klomp dae so mekaar begin merge. En ons het so 'n bietjie daaroor gepraat, ek het vir die persone so 'n paar sinne in 2 boeke gelees, rondom wat die persoon sê, maar een van die goed wat uitgestaan het, is wat die persoon sê is, as ons nie meer 'n waardering vir stilte het nie, as ons nie 'n besef het, dat iewers in hierdie pad van my geloof, in hierdie geloofsreis waarmee ek besig is saam met die Here, as stilte nie 'n plek of iets is wat ek waardeer en respekteer en besef dat hier meer aan is nie, dan sny ek letterlik die hart van Christendom uit. As ek nie net by God kan gaan stil word, by hom vir wie hy is, God. Ek wat net by God stop, in stilte, net by hom is. As daai nie meer daar is nie, dan sny ons die hart van Christendom uit. Want om by God te gaan sit, net vir wie hy is, hier is God, en ek kom sit by u, is kernbelangrik. Vriende, en dan onmiddellik begin hier 'n klomp goed, en 'n klomp vrae, en 'n klomp gesprek, want ons sukkel om dit te doen. En daar kan tye wees wat ek stil word, maar dit is nie noodwendig dat ek altyd besef ek is by God nie. En baie mense sal met mense deel, maar
Ek bid baie keer en ek voel of my gebed net hier teen die ceiling vasgaan of hier in die mure vasgaan. Maar as 'n klompie goed wat mens moet besef. En daar's 'n hele teologie rondom net stilte ook, dat God is in die oomblik. God is daagliks besig om te probeer om met ons te kommunikeer. Die Engels het 'n mooi woord wat hulle gebruik in Afrikaans, ons kan dit vertaal, ons kry nie dieselfde betekenis oorgedra in Afrikaans nie. Ons moet dit met 'n klomp sinne beskryf. Die Engels praat van I am living by grace, of I am living through grace, of I am living in grace. En daarmee bedoel hulle baie. Daarmee bedoel hulle, ek leef in 'n besef dat God vir my sorg. Ek leef in 'n besef van my verlossing in Jesus Christus. Ek leef in 'n wete dat God by my betrokke is. Ek leef in die voorsienigheid van God, is 'n ander Afrikaanse woord wat iets hiervan omskryf. Dat dis God wat vir my sorg. Dis God wat besig is met my. Vriende, en wanneer ons kom stop, wanneer ons kom stil word, want dit is wat in die stilte gebeur. Sabbat, ten diepste, is stop en stil word by God. So wanneer ons dan reg kry om by God stil te word, dan gebeur daar 'n klein sabbat in homself, dat ek stil raak, maar nie net stil raak vir stil raak nie. Stilte nie net terwille van nie die magdom woorde waarmee ons besig is nie. Stilte terwille van in die teenwoordigheid van God inbeweeg. Stilte terwille van, ek raak nou bewus en ek reset iets in my om weer my geloofsoë en oë oop te maak en op God te fokus en te sê, U is die een wat vir my sorg, U is die bron van lewe, U is die een wat die aarde op sy pilare gevestig het, Here God, ek is 'n skepsel, U is God. Vriende, ek kan nog bitterlang daaroor aangaan, maar ek wil 'n paar verse lees en volgens se gedagtes met u deel. Hier's 'n vers in Johannes 1 wat ek mee wil begin. Ek gaan nou by Hebreëse verse uitkom. Daar's 'n vers in Johannes 1 wat Johannes praat oor, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy praat oor Jesus, want die woord word met hoofletter geskryf. So Johannes is in sy evangelie besig om Jesus te beskryf, en 1 Johannes doen hy dieselfde in die eerste brief. En dan kom hy by vers 14, en dan sê hy hierdie oor Jesus. Die woord het mens geword, en onder ons kom woon. Vriende, daai sin is 'n preek in homself, want ons lees so vinnig oor dit, ja, die woord het mens geword en onder ons kom woon, maar die spesifieke woorde, die spesifieke bedoeling daarvan, dat die woord van God, die ewige God, die een wat gelink word aan die Bybel, die woord, die evangelie, die woord het wat geword? Mens. Nie engel nie, nie superwese nie, nie priester nie, nie superteoloog nie, gebroke mens. En hierdie mens het onder ons kom woon. Maar hierdie mens was anders. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van God die Vader het. Hierdie mens, en hy was ten volle mens, het onder ons kom woon, maar hy het 'n heerlikheid aan hom gehad, 'n heerlikheid wat van ewigheid tot ewigheid strek. Iets hieraan was anders, maar daar's daar 2 woordjies wat hom beskryf. Hy het in hierdie heerlikheid onder ons kom woon, en dan sit Johannes die volgende by. Vol genade en waarheid. Nie net vol genade nie, want ek dink die kerk is besig om soms die spoor byster te raak deur goed te begin sê van Jesus is net liefde. Jesus is net genade. Jesus is net watabol wat alles en alles goes en al. Nee. Dis vol genade saam met waarheid. Vol genade en waarheid. Vriende, daar's 'n oomie en hy skryf 'n kort dokumentjie. Dis letterlik die voor- en agterkant van 'n bladsy op die oorspronklike en dan nog een bladsytjie wat hierdie prentjie by het.
So dis letterlik voor en agter en net nog so 'n stukkie van 'n volgende bladsy. 'n Folio voor en agter. So op jou eind is dit oor 3 folios as jy dit enkel fotostateer. 2 volles en dan 1 stukkie. En elke kort kom ek terug en gaan lees hierdie dokumentjie net weer 'n keer. Nou, wanneer mens 'n dokument van iemand lees, van 'n kerk, van iemand wat vir jou preek of vir jou raad wil gee, dan is een van die belangrikste goed wat jy heel eers gaan doen is, jy gaan Google die ou, om te vra, wie is hy en van waar af kom hy? En dan sê mense, nee, hy's 'n Christen, hy werk net met die Bybel. Twak, daar is nie so ding nie. Niemand werk net met die Bybel nie, hy werk met die Bybel vanuit 'n sekere perspektief, vanuit 'n sekere skool, vanuit 'n sekere benadering, vanuit 'n sekere teologie. Niemand van ons kom los daarvan nie. So voor jy 'n artikel lees of die waardigheid of die geldigheid van hom vat, dan gaan Google jy, wie's die ou wat hom geskryf het, wat is sy geskiedenis, wat is sy agtergrond, in watter denominasie is hy. Nou die persoon wat hierdie een geskryf het, is van die Fransiskane. Die organisasie is OFM, maar dis eintlik maar die benaming vir die Fransiskaanse monks, as jy hulle nie op die internet opsoek. Dis ouens wat sulke breinklere dra en so tou om hulle lyf het baie keer. Van julle het nou al hierdie chant music gesien, en pragtige musiek wat daar altyd so 'n klomp lyk van of dit die priester oomies is wat daar staan en sing. Hulle het altyd sulke gewade aan en gewoonlik is dit hierdie breinklere, ander keer is dit tree hulle op in ander klere. Maar dit is eintlik die ouens, dit kom van daardie tradisie af. Vriende, en hierdie persoon gaan skryf 'n dokumentjie wat praat oor Christen onvolmaaktheid, imperfeksie. Christen imperfeksie, om nie die perfekte te doen nie. Om die onperfekte te begin waardeer. En elke kort gaan sit ek en ek lees weer die dokument van vooraf en dan begin hy die dokument en te sê, maar dit klink verkeerd, want elke keer kom ons terug na die verse waar Jesus gesê het, nee, wees dan perfek soos ek perfek is. Want dis soos dit vertaal is in baie van ons vertalings. Wees perfek soos my Vader perfek is. En dan gaan kyk hy na daai Griekse woorde en dan sê hy, nee. Daai Griekse woord beteken nie die direkte vertaling soos ons hom vertaal, perfeksionisme, soos ons dit in ons wêreld het nie. Dit beteken iets anders. Ek gaan nou daarby uitkom. Vriende, ek het in 1991 klaar matriek geskryf, 1992 begin studeer. En toe ek universiteit slaan, toe begin daar 'n ander ding in my. In daai eerste ronde het ek meer in die kunsafdeling in die BIP rondgehang as wat ek geswat het. Dit moet ek erken. Maar hierdie kunsding het net uit my uitgeborrel. Ek moes net hiermee besig raak. En ek het toe leer teken en begin om so 'n bietjie te skilder en te teken en so aan. Van daar af. Maar iewers in hierdie proses maak ek 'n ontdekking. En ek wil sê julle kan maar begin toets. Gaan in die natuur in en begin soek 'n perfekte reguit lyn. Dit het my op 'n dag getref terwyl my sukkel om perfek te probeer teken. Daar's nêrens reguit lyne nie. Jy kan gaan sê ja, water. As hy so lê op 'n dam, dis 'n reguit lyn. Bitter min. En as jy mooi gaan kyk, dan daar's daar 'n kurwe op hom. Water op die see kan 'n horison gee wat perfek, tot jy mooi begin kyk en dan sien jy, o nee, daar's branders wat hom breek. En dan die ander ding is, hoekom sien ons net, wat is dit, 15 km ver? Dan gaan ons oor die kurwe van die aarde. In ons mensewêreld is daar oral goed wat ons dink perfekte reguit lyne is. Kyk net, oral om ons. Ons bou alles, blokkies, vierkantig. Maar kan ek jou raad gee vir kuns? As jy nie met die imperfekte begin werk nie,
dan gaan jy kindsie reg kry nie. As jy nie begin besef dat dit juis die nie reguit lyne is. As jy nie begin vrede maak met die feit dat goed nie, in die begin, dan wil 'n mens begin teken, en nou, daar's 'n kortsluiting tussen jou hand en jou kop en jou oog. Want jy sien 'n ding, en jy kan hom herken, ja, dis 'n koei. En dan sê jy teken die koei. Jy het geleer om hom te herken as 'n koei. Maar jy het nog nooit geleer hoe lyk 'n koei nie. Nee, ek weet hoe lyk 'n koei. Nee, jy doen nie. Want as ek vir jou nou vra teken die koei, dan kan jy nie, want jy het nooit geleer, as 'n koei so staan, hy's driedimensioneel, as jy hom op 'n tweedimensionele vlak wil sien, gaan die lyn so, hy gaan daar, hy maak 'n dippie daar, hy maak so, daai deel is groter, daai deel sak 'n bietjie hier. Jy het dit nooit geleer nie. Jy het net geleer om te herken, jou oog sê koei, klaar. En nou leer jy iets anders, jou oog begin kyk na lyne, en nou is dit altyd die ding van, jy moet driedimensionele goed op tweedimensionele vlak vassit, jy moet begin om goed, vriende, ons moet daai goed gaan vat, en hier kom insit. En kort voorlank ontdek jy, maar, as jy heeltyd wil perfek teken, gaan jy nooit teken nie. En dan begin jy ouens goed lees, hoe moet jy leer teken, dan sê hulle, eerste ding wat jy weggooi is jou uitveer, smyt weg. Jy vee niks uit nie. Jy begin teken, en jy bly teken tot jy klaar is. Baie van my prente het nog die verkeerde lyne in. Niemand sien dit nie. Jy teken, en jy hou net aan teken. Het julle al hierdie prente gesien, waar die mense net 'n klomp keer die lyne oorkrap, en op eens het die perfekste gesig. Maar is net 10.000 verkeerde lyne, wat net al hoe meer ets, en weg, die imperfekte. Daar's 'n bekende gitaarspeler, hy is 'n leadgitarist, en in sy band, doen hy die ding. En hy vertel self, hoe hy op 'n stadium hierdie ding beleef in sy musiek, van, dit jaal net nie meer nie, dis of die wow van sy musiek wegraak, en tog doen hy dit alles perfek. Hy gaan op stage op, en dan speel hy, en hy speel die hele aand, en hy speel die liedere perfek, maar iets is weg, iets van die magic van sy wow is weg, en dan kom hy sê vir sy vrou, ek weet nie, en toe vra sy hom op 'n stadium, but did you do the doodly bits? Het jy daai onperfekte speel tussenin gaan doen? Doen jy dit nog? En hy sê, toe besef hy, die goud van sy musiek is nie die perfekte wat hy doen nie, dis daai amper van die noot af deeltjies wat hy loop tussenin druk, en amper is dit net soms so, dit is so op die rand van bywees, maar, en dit bring 'n magic van iets wat vloei, en iets wat mense aanspreek. Vriende, hoekom is dit as ons na ons geloof toe kom, hoekom is dit as ons 'n dieper geloof begin soek, dan gaan soek ons 'n ou wat vir ons sê, dis 'n ander teologie, dis nie leef van genade nie. Vriende, daar's baie rigtings in die kerk, pas op, want meeste van hulle lei na wettisisme toe. Daar's 'n klompie verse, en nou gaan soek ek in die Bybel, waar is die riglyne? Ek gaan kyk by Paulus, en ek lees deur Paulus se goed, en dan kom Paulus op 'n slag en sê, as julle wil julle roem op iets, ek kan my meer as julle enigeen van julle beroem op my pad. Ek was 'n perfekte fariseer, ek was die perfekte student in die Joodse teologie, ek was fanaties, ek het Christene doodgemaak omdat hulle nie saam met ons teologie stem nie, ek was die absolute voorbeeld, op die 8ste dag besny, die perfekte Jood, alles. Ek sien dit nou alles, en die woord wat hy gebruik is gemors, maar daardie gemors wat in 'n toilet val. Ek sien dit alles as gemors, as verwerplik. Ek kan nie,
En dan begin praat hy oor Christus en sy verlossing. En dan blaai ek deur die Bybel en ek kyk ander van die skrywers, maar dan kom ek by Hebreërs, en dan besef ek, hoekom is dit vir ons moeilik? Hoekom, as dit by geloof kom, wil ons weer na hierdie perfeksionisme van reguit lyne, ja of nee reëls, wit of swart, klaar. En in elkeen van hierdie teologieë, in elkeen van hierdie boeke, as jy ver genoeg lees, dan kom maar 'n volgende deeltjie. Dan kom maar net, ja maar jy moet weet. Ek lees ons in Hebreërs 10, gou daar by vers 26. Hebreërs 10 waarsku, nou gaan lees die boek Hebreërs deur. Hebreërs nooi ons en sê, as julle vandag die evangelie hoor, moet dit nie verwerp nie. Kom in die genade van God en kom in die rus van God en aanvaar die boodskap oor Jesus Christus as die verlosser. Aanvaar dit, moet dit nie verwerp nie. Kom in die rus in. En dan verduidelik hy wat het gebeur. Jesus was die perfekte hoërpriester. Hy het in die orde van Melchisedek gekom. Hy het al God se eise voldoen. Maar wat die wet nie by magte was om te doen nie, die wet kon nie die mens verander om te doen wat God wil nie, al was die wet nie geflaw nie, nie gebroken nie, die sonde van die mens was sterker en die sonde breek as te ware die wet, in 'n sekere sin in ons lewens. Die wet is perfek, niks jot of tittel gaan van hom weggevat word nie, maar die wet en die wetspad kon nie, en die besnydenis was die einde van daardie pad. En wat gebeur nou keer op keer in die kerk, van die oudste tye van die kerk af? Mense sukkel met hoe groei ek nou in hierdie genade en waarheid van Christus? Hoe word ek moet ek totaal en al fanaties raak in my geloof? Ek drink nie, ek rook nie, ek vloek nie, ek kyk nie links of regs nie, en dan op 'n stadium, dan besef ons doen van die goed, en dan val ons wêreld uit mekaar uit. Ander ons begin sê, nee, maar jy moet immers probeer, jy moet immers hierdie ding, dit gaan hier oor. Ander ons sê dit, ons sukkel met hierdie hele proses. En nou kom waarsku Hebreërs vir ons, ouens, pas op, moenie met die pad omgaan asof dit niks is nie, moenie met Christus se verlossing omgaan asof dit sommer goedkoop is nie, moenie met sonde omgaan nie. So, ons is nie hier besig om vir u te kom sê, ag asseblief, kom ons skuif die grense. Dis nie waaroor ons praat nie. As ek vir u kom sê, raak rustiger oor die goed en begin 'n balans kry, wil ek nie vir u kom sê, nee, kom ons herdefinieer wat sonde is, en dan is niks meer sonde nie. Dan sê ons vir mekaar, jy kan enigiets doen, hier aanvaar ons alles, en almal, en enigiets wat enigiemand doen, want ons het die grens tot daar geskuif. God se genade is so groot, dat dit sluit alles in. Dis nie wat ons sê nie. Sonde bly sonde. Jesus het nie net gekom met genade nie, hy kom met genade en waarheid. Ons wil ook nie sê everything goes nie. Ons wil ook nie sê laat lewe en moenie oor enigiemand anders worry of enigiets nie, leef jy net. Dis nie wat ons probeer sê nie. Ons soek 'n pad van getrou groei in die geloof tot 'n volwasse gelowige. Dis waarmee ons besig is. Paulus kom waarsku hier in in Hebreërs 10. Ag nie Paulus nie, die skrywer, skus. Ons gedog is Paulus, dit is nie. Hebreërs 10 vers 26 waarsku ons. Wanneer ons opsetlik bly sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Nou vriende, dis sulke versies wat my brein as jong gelowige totaal al gevraai het. Want ek het in sidder en angs gesit nadat ek so vers gelees het. Want as ek hom klaar gelees het, dan dink ek, met ander woorde, die Here het gekom, my vergewe, en alles wat ek daarna gedoen het, dit is letterlik die belewenis wat ek baie keer gehad het. Van, al wat op my wag is die helse vuur. Want wat staan daar? Wanneer ons opsetlik bly sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting
oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. Daar's ander verse waar Paulus sê, vriende, daar's baie wat as vyande van die kruis lewe. So as hy bedoel het, Hebreërs, dat God kom en hy vergewe ons tot op daardie dag alles, en daarna is alles wat jy doen 'n verskriklike vuur wat vir jou wag. Vriende, dan het nie een van ons hoop nie. Dan het nie een van ons enigsins 'n hoop op die toekoms nie, want ek wil nou vir jou sê, jy doen opsetlike sonde. En die maklikste daarvan is skinder. Ons gaan altyd na die groot goed toe, verneek jou vrou of buiteegtelik, of ons gaan altyd na daai goed toe, dis die groot sondes. Dis nie. Skinder is die grootste sonde in die Bybel. Hy word die meeste kere genoem. Skinder, stories, doen die grootste skade in die kerk, vra vir enige dominee. Skinder is die duiwel se speelveld. En almal skinder. Kerke is meesters vir die duiwel as dit by skinder kom. Vriende, as dit is wat hier bedoel word, dat enige sondetjie, enige ietsie, na daai punt, is dit net die helse vuur wat vir jou wag. En daar staan, dis vreeslik om in die hande van God te val. Waarvan praat hy hier? Hy praat van, lees mooi daar, wanneer ons opsetlik bly sondig, en dan gaan hy aan, die waarheid, nadat ons die waarheid ontvang het, nie die waarheid wil vat nie, bly daar geen offer meer vir ons nie. Daar bly slegs 'n verskriklike verwagting, oor oordeel gloeiende vuur van die teenstanders van God. Daar's die geheim. Hoekom sê ek is die geheim? Vriende, want dit beteken, as die evangelie vir jou gebring is, as jy gehoor het van Jesus se verlossing vir jou sonde, en jy besluit, jy gaan nie dit aanvaar nie. Jy wil dit nie vat nie. As jy die verlossing wat Christus vir jou gedoen het, verwerp, dan bly jy 'n teenstander van God. Paulus waarsku op plekke, moenie soos teenstanders van God lewe nie, julle is dit nie meer nie. En daardie ding bly op ons. Ouens, let na jou lewe, nie klomp goed hierna wat sê, let op jou lewe. Maar as Paulus, of as die skrywer van Hebreërs, ek bly sê Paulus, is nie Paulus nie, as die skrywer van Hebreërs dit bedoel het, dan sou hy gestop het. Dan sou hy gesê het, okay, afgehandel, tot op daai punt het jy gesonde gedoen, God het jou vergewe, enigiets daarna, boetie, jy gaan nog betaal. Die genade van Christus kom tot daar, en niks verder nie. Maar Hebreërs gaan aan. In die volgende hoofstuk praat hy oor wat is geloof, en dat die gelowiges, hoofstuk 11, al hierdie persone was op soek na iets wat hulle nooit gekry het nie. Dan kom hy by hoofstuk 12. En nou gaan ek so 'n bietjie deur hoofstuk 12 begin lees. Terwyl ons dan 'n groot skare geloofsgetuienis rondom ons het, vers 12 vers 1. Laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat so maklik verstrik. Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding loop. Hier begin hy nou raad gee, die skrywer van Hebreërs vir gelowiges. En hy sê, ouens, julle is nie meer teenstanders van God nie. Julle het aanvaar, julle is sondig, julle kan niks bring nie. Julle kan niks op die tafel kom sit nie. God het julle vergewe. In julle harte is julle aan God verbind. In julle doen en late gaan julle nog foute maak. Maar julle is nie die teenstanders van God nie. Julle is sy eiendomsvolk, sy kinders, deur die bloed van Christus gewas, julle is skoon. Daar's verse wat sê, as jy nie die Here aangeneem het as verlosser nie, kan jy nie doen wat reg is nie. Dis onmoontlik. Jy kan nie. So, daar's 'n baie groot ding uit te maak vir, maar van wie praat die Bybel hier? Van die teenstanders van God of van God se kinders? Want die oomblik as jy God se kind raak, dan is jy nie meer 'n teenstander nie. So dan bedoel Hebreërs 10 nie, dat kinders van God nooit weer sal sondig,
of nooit weer opsetlike sonde sal doen nie. Dit bedoel kinders van God moenie goedkoop daarmee omgaan nie, maar hulle gaan dit nie reg kry nie. Hulle gaan nie reg kry om niks sonde te doen nie. Wat sê Hebreërs 12? Terwyl ons dan 'n groot skare van geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat so maklik verstrik. Vriende, haal die sonde van jou af. Daar's sonde in jou lewe, sit dit weg, kry dit weg uit die pad uit en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Broers en susters, kom ons die oog moet gefestig wees op Jesus. Hy is die begin en die volëinder van ons geloof. Hy is ook die volëinder, nie net die begin nie. Die begin en die volëinder. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur. Waaroor pleit die Hebreërs skrywer by ons? Ouens, hy sê eintlik vir die ouens vir wie hy skryf, julle het nou die Here aangeneem, julle het nie sy genade verwerp nie. Maar nou dat julle hom aangeneem het, nou leef julle. Ouens, as ek na julle lewens kyk, dan laat julle nog te veel goedjies toe. Julle moet probeer. Julle moet meer. Kyk, die Here het nie, toe dit moeilik geraak het, gesê, nee Vader, ek gaan dit nie doen nie, dis moeilik. Die Here het dit gedoen. Hy pleit by die gelowiges, doen meer. Maak sonde minder in jou lewe. Veg teen die sonde, want daar's nog te veel daarvan. Dan kom hier in die tweede helfte van die hoofstuk, en sê, beywer julle vir vrede met alle mense, as ook 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Sorg dat niemand julle van die genade van God afvallig, of sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering onder julle groei soos 'n wortel wat uitspruit nie. En dan praat hy verder en waarsku hy. Wat is hier aan die gang? Hier is 'n gelowige wat vir die gelowige skryf en sê, ouens, as jy in Christus ingekom het, is jy nie meer Christus se teenstander nie. Vir hulle wat gehoor het wat die Here vir ons doen, dat hy vir ons sonde sterf, en daar's baie van hulle in ons dag en tyd, wat sê, ag, en nou hoef hulle dit nie fisies te sê nie, hulle kan dit fisies leef, van, ja, ek het gehoor, hulle sê dit nie met hulle mond nie, maar hulle leef dit, ek het gehoor, ek is ook 'n kerkmens, maar, is dit nou regtig, is dit regtig so, ek weet nie, het ek nou regtig, ag nee, ek sal okay wees. Iemand wat die Here aanvaar het, sê nie daai sinne nie. Iemand wat die Here aanvaar het, gaan nie daarmee om en dink, ag, iemand wat die Here aanvaar het, sê, weet jy wat, ek het op 'n punt gekom waar ek besef het, ek is op pad hel toe, en daar is my geen hoop, behalwe die Here wat aan die kruis vir my sondes gesterf het nie, klaar. Ek is nie meer 'n teenstander van God nie, ek het sy genade aanvaar. Maar nou, 'n halwe hoofstuk verder, dan sê hy, ouens, pas op dat julle nie ophou om in die genade wat God vir julle gegee het, te leef nie. Live by grace. Wat beteken dit? Dan gaan lees jy die ander gelowiges in die Bybel se stories. O Paulus, onder andere, wat skryf hy in 2 Korinte, en ek gaan daarmee afsluit. In 2 Korinte, hoofstuk 4. Hy skryf daar oor die bediening van die gelowiges, dis van die mooiste hoofstukke in die Bybel, 2 Korintiërs 3, die bedienaars van die nuwe verbond, 2 Korintiërs 4, God het hom oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra, daarom moet ons nie moedeloos word nie, ons vermy praktyke wat die lig nie kan verdra nie. So weer eens, Paulus kom moedig mense aan, ouens, moenie goedkoop met sonde leef nie, moenie maak of sonde nie skade het nie, moenie maak of God okay is met jou sondes nie, hy is nie. Maar, moet ook nie daar gaan wat jy maak of jy geen sonde het, of wat jy begin verkondig, jy kan op 'n plek kom wat jy geen sonde gaan hê nie, of jy gaan op 'n plek kom wat jy absoluut, jy gaan nie daar kom nie. Aanvaar die straf wat die Here oor jou bring as jy verder in Handelinge 12 lees, in Hebreërs 12 lees. Moenie moedeloos raak as die Here julle tugtig nie, want hy doen dit omdat hy sy kinders straf en wil reghelp. Soos 'n pa sy kinders pak gee, so doen die Here dit met julle. En waarby kom Paulus uit wanneer hy dan nog 'n bietjie verder praat? Moenie ligtelik met die sonde omgaan nie, moenie al hierdie goed doen nie.
Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God en nie van ons nie. En alles word ons verdruk. Waaroor praat Paulus in die volgende oomblik? Paulus, die ou wat skryf, ouens, leef voluit vir die Here, gee alles vir die Here. Ek is die perfekte voorbeeld gewees, maar wat kom erken Paulus ook, soos elke ander gelowige in die woord? Ons probeer ons bes, maar ons is stikkend. Ons probeer ons bes, maar hier is goed so diep in ons gebreek. Het is maklik om jou hart vir die Here te gee, en hou jy op vloek, en jy gooi jou musiek weg, en jy doen dit, en jy doen dat. Het is baie moeilik om as gelowige, verloste mens 'n vol gesonde, emosioneel gesonde lewe onder mense te leef. Mense wil altyd kort paaie soek. Mense wil gaan vir magic. Weet jy hoeveel mense bel my en sê hulle, ek gaan my nou laat groot doop. Tot ek met hulle begin praat en sê, maar wat het dit aangebring? Hoekom wil jy jou laat groot doop? En dan erken die ou eintlik teenoor my, dit gaan nie oor die doop regtig nie. Dit gaan oor 'n probleem in sy of haar lewe, en hulle sukkel al so lank hiermee, en hulle weet nie watter kant toe nie, en dan gryp hulle vir die Christen ding, en dan dink hulle binne in hierdie groot doop ding, is daar nou een of ander magic, wat gaan maak dat al hierdie goed regkom. En dan doen hulle die groot doop, en dan gaan hulle na 'n ander kerk toe, en hulle stap daai pad vir 'n tyd, en op 'n punt, dan bring jy hulle by dieselfde probleem uit, en dan besef hulle het nog nooit gedeel met die ding waarvan hulle weggehardloop het nie. Groot doop is nie 'n magic wat die klein doop kom vervang of oordoen of wat ook al nie. Die pad wat die Here met ons stap is 'n pad van, hy vat ons in ons wonde in, hy vat ons in ons stikkend in, hy vat ons na 'n plek toe waar ons moet erken, Here, ek het U begin volg en met die beste voornemens agter U begin aanloop, maar hoe verder ek gaan, hoe meer begin dit vir my duidelik raak, dat die mens wat ja gesê het, baie meer gebreek en stikkend was, as wat ek besef het. Vriende, ek gaan hier stop, ons tyd laat nie verder toe nie. Volgende keer sal ek verder gesels, maar wanneer Francis Kotter hieroor skryf, dan sê hy, ouens, daar's 'n pad, anders as die fanatiese pad in die hoë oktaan Christendom wat as die oplossing aangebied word. Kom doen net hierdie paar goed, kom doen net hierdie ding en dan gaan alles, daar's 'n ander pad, 'n pad van in hierdie gebrokenheid ingaan. Begin erken, Here, ek gaan nie met my beste voornemens volg, en dit gaan maar net 'n persentasie sukses wees. Ek gaan in my stikkendheid saam met U begin stap, 'n pad waar die Here daardie stikkendheid begin uitwys, 'n stikkendheid wat weer maak dat ons genade op ander se stikkendheid te kry, en dat ons vir mekaar spasie maak, nie om daardeur te sê, ag hier is alles oukei nie, maar om te sê, hier is sonde duur. Christus se bloed aan die kruis was nie goedkoop nie, maar ons erken dat die groep van ons wat hy gekies het, maar nie die beste kandidaate is nie. Ons is almal gebroken, ons is almal stikkend, ons is almal in ontkenning van die goed wat regtig fout is. Ons is eintlik maar nog in ons baba skoene as dit kom by hierdie pad van genesing stap. Amen. Here Jesus, baie dankie vir U liefde en die genade. Here, gee dat ons in hierdie genade sal leef. Geef vir ons die uithou vermoë, Here, om hierdie moeilike pad van worstel met onsself, in hierdie verhouding met U, worstel met ons gebrokenheid, worstel met ons mislukkings, maar maak ook vir ons die ander deel van hierdie verhouding, die ander persoon in hierdie verhouding oop, wie U werklik is, wat U vir ons aan die kruis kom doen het. Here, maak vir ons oop wat U Gees in ons lewens doen. Maak vir ons vry, maak vir ons gesond. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.